Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Openbaring 2 en 3 met die tema die 7 gemeentes in Openbaring. Geliefdes, kom ons begin deur te kyk na vers 3, waar die Here vir ons wys wat werklik geseëndheid is. Lees ons vers 3. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat dit ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Geliefdes, wanneer die Openbaring sê die eindtyd is naby, beteken dit elke generasie het deur een of ander eindtyd gegaan, of dit nou ekonomiese verval was, goddelose regerings, rampe en al die dinge waarvan ons lees in Openbaring, maar dit kom tot 'n klimaks aan die einde. En daarom, geliefdes, die Here sê vir ons, wat is waarlike geseëndheid, is wanneer ons lees wat Openbaring sê en die opdragte wat dit gee en ons dit ernstig opneem. En daarom groet die Here ons met sy seën van vers 5. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Geliefdes, om te weet Jesus regeer, gee vir ons 'n rustigheid en 'n vrede, en daarom mag jy dit so ervaar. Geliefdes, die eerste week het ons gekyk na die beeld van Jesus, en dan begin ons vandag weer as 'n herinnering, en ons sing saam die beeld van God. Liefdes, as wetgedeelte
lees ons Openbaring 12 en 14, en dit is wat ons leer van die wet vanuit hierdie verse. Nou ek lees eers vir ons vers 12, van vers 17, waar daar staan, die draak was woedend oor die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God nakom, en aan die getuienis vashou, wat Jesus gelewer het. Weer sê dit, die draak het gaan oorlog maak teen die, wat die wet van God onderhou. Juist daaroor, as Christene wat werklik die wet onderhou, nie omdat ons gered word daarvan nie, maar omdat ons vrug wil dra in ons lewe, omdat ons dankbaar is vir wat Jesus vir ons gedoen het. Dit is die mense teen wie die draak wil gaan oorlog maak. Dit is die een wat 'n bedreiging is vir sy koninkryk. En daarom wys dit vir ons, hoekom ons dit moet aanhou doen tot die einde toe. En dan lees ek 14 vers 12, waar daar staan, hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Nou geliefdes, hier wys dit ons, geloof in Jesus en die 10 gebooie gaan eintlik hand aan hand. Want dit is juis wat ons in Jesus glo, dat ons die gebooie wil onderhou. En so ware geloof is sigbaar in iemand se lewe wat die gebooie wil onderhou. So, daarom dat ons daarin volhard, dit is die opdrag van Openbaring. Nou geliefdes, kom ons raak rustig en ons bely saam, ek soek U, o God. Kom ons sing dit saam. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly. Ek wil naby U bly, want U liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U na te eer, want U is die lewe wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly. Want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U nog te eer, want U is die lewe wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te bly. Nou geliefdes, voordat ons verder gaan, kom ons bid saam, en dan lees ek vir ons Openbaring 2 en 3. Ons almagtige Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in die woord te kan verdiep, om te kan lees wat U vir ons hierin openbaar. En Heer, ons vra dat U ons sal help, dat ons dit sal verstaan. En Heer, dat dit so in ons harte indruis, dat ons dit in ons lewens gaan toepas. Heer, ons bely dat ons U Gees nodig het. Ons het U hulp nodig en 'n hart wat net deur U gevorm kan word, deur U Gees.
Heer, ons bid daarom, Heer, ons bid vir die kerk, ons gemeente, Heer, ons sonder die gemeente in die wêreld, sonder die kerk, sonder u heerlikheid wat sigbaar raak deur die kerk in die wêreld, Heer, is hierdie wêreld gedoem. En Vader, waar mense ongehoorsaam is aan u en nie ernstig opvat wat in Openbaring gesê word nie, Heer, gaan die wêreld maar net agteruit en vrot dit maar net. Maar wanneer mense dit ernstig opneem en gaan doen wat ons daarin lees, Heer, daarso ervaar ons die heerlikheid. Daarom bid ons vir die kerk oor die wêreld, maar ook vir ons gemeente, dat ons sal doen wat u van ons sê en Heer, dat ons 'n vreugde daarin sal vind. Maar help ons om te verstaan, dankie dat u ons sondes vergewe en ons skuldgevoel wegvat, dat ons in die arms in kan hardloop en kan weet, ons kan rustig sit en na u luister. Help ons daarmee, ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Nou geliefdes, ons lees hoofstuk 2 en hoofstuk 3, maar net gedeeltes daarvan. Ons het laasweek gesien hoe Jesus gaan lyk as hy terugkom. Ons het 'n beeld van Jesus gesien, klomp eienskappe van hom gesien. Nou in hoofstuk 2 en 3 gaan ons sien hoe Jesus dit op 7 gemeentes gaan toepas. En dis natuurlik te veel, so ek vat 2 gemeentes, een gemeente wat baie arm was, maar ryk geestelik, en een wat ryk was fisies, maar geestelik arm. En hoe hierdie twee is, maar die twee kontrasterende gemeentes, maar dan leer ons daarvan. Ek kan nie by al 7 ingaan nie, so ons vat net hierdie 2 gemeentes, waar Jesus nou daai beeld wat ons gesien het in vers 1, en hoe dit toegepas word, by 2 van die gemeentes. So eers lees ons van Smyrna, Openbaring 2 vers 8 tot 11. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing kan kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Geliefdes, dan kyk ons ook na Openbaring 3, en dan gaan ons na die gemeente van Laodicea toe. Ek lees vir ons Openbaring 3 vers 14 tot 22. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle elendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien kan word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou. En hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit. Net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Geliefdes, tot sover die woord van die Here.
Nou geliefdes, weer die tema vandag is die sewe gemeentes in Openbaring. Nou ons is besig om deur 'n reeks te werk deur Openbaring en ons het nou reeds hoofstuk 1 gedoen. Hoofstuk 1 is 'n beeld van Jesus en in hierdie beeld van Jesus, sy hare wat byvoorbeeld wit is, leer ons van die eienskappe van Jesus. Die hare wat natuurlik verteenwoordig die wysheid kom met die grysheid en Jesus in sy beeld wys dat hy alwys is en die afleidings wat ons daarvan gemaak het. So hierdie beeld van Jesus gaan nou op die 7 gemeentes toegepas word. Jesus gaan elkeen van hulle beoordeel, hy gaan vir hulle wys wat hulle reg doen, en wanneer hulle dit reg doen, gaan hulle bemoedig om dit te doen, en hulle herinner aan die beloning, en waar hulle dinge verkeerd doen, gaan hy die waarskuwing gee, en vir hulle sê, wat gaan gebeur as hulle nie bekeer nie. Soos wat ons deur hierdie 7 gemeentes gaan, kan ek nou natuurlik nie na almal kyk nie, so ons het net die 2 gelees, en die een wat die sterkste teregwysing gehad het, en die een wat die sterkste bemoediging gehad het. Dis die 2 gemeentes waarna ons gekyk het. En reeds vooraf sê ek, is baie interessant om te wys, die wat die swaarste gekry het, was eintlik die meeste gelouter. En die wat die meeste gemak ervaar het die meeste waarskuwing gekry om te pas op vir die gevare van gemak. So ons het gekyk na Smyrna, en ons gekyk na Laodicea, en daarom, soos ons deur die preek gaan, kyk ons na die volgende punte. Eerstens, Jesus beoordeel die 7 gemeentes, dinge wat ons daarvan moet weet. Dan kyk ons na die gemeente Smyrna, dat hulle arm is, maar ryk, en dan kyk ons na Laodicea, dat hulle ryk was, maar arm. Nou geliefdes, so as ons onsself net weer kan herinner aan hierdie eienskappe, ek gaan weer so vinnig deurgaan, ek kan nie in diepte ingaan nie, so dit is opgeneem, dis op YouTube, as jy inluister, kan jy weer na die vorige preek toe gaan, weer om diepte daarna te kyk, maar die ding wat belangrik is om aan herinner te word, dat die eerste ding wat ons van Jesus sien, hy het wit hare, die wit hare, ons sê dit wys, die wysheid kom met die grysheid, maar dit is ook wit, wat wys na reinheid, maar dit wys na Jesus se wysheid. En hoe dit die gelowige troos, is dat ons vra baie vrae. Ons vra vir Here, hoekom doen hy dit? Hoekom gryp hy nie daar nie? En hoekom laat hy daai goeders toe? En uiteindelik sê die Here, maar hy is al wys. Hy weet wat hy doen. Baie keer moet ons soos Job hoor, ons sal nie nou verstaan nie, ons kan die Here vertrou. Dan sien ons ook Jesus se oë wat soos vuur is, die vuur wys dat Jesus kyk reg deur mense. Nou vir die ongelowiges te waarskuwing dat Jesus alles sien, hy sien ons sonde, hy sien alles. Vir die gelowige is te suiwering. Want Jesus sien in ons harte en hy sien ons begeertes, hy sien in ons gedagtes in. Nou hoe dit jou suiwer, sonde begin altyd by gedagtes en dit begin by begeertes in die hart. En as ek weet, die Here ken my gedagtes, hy ken my begeertes, dan weet ek reeds daar om op te hou met die verkeerde gedagtes en verkeerde begeertes, so dit suiwer ons. Dan het ons gesien, Jesus het ook sy woord, wat die Bybel is soos 'n swaard. Nou, 'n swaard steek dood, maar ook soos 'n lem, hy onthou het 'n dubbelfunksie, hy's 'n tweesnydende swaard, en hierdie swaard is ook soos 'n operasiemes, wat slegte dinge uit my lewe uitsny. Nee, as daar slegte dinge is, so aan die een kant is dit goed, of steek die swaard dood, as jy byvoorbeeld iemand het wat in die regering steel, en hy het redes, en hy sê, ja, maar ek is voorheen benadeel, so nou mag steel, as hy die woord lees, dan sê die woord, nee, steel is verkeerd. So op daai manier steek dit dood, nee, verkeerde argumente, as jy self 'n gelowige is, wat verkeerde dinge doen, en ek het my redenasies, en ek het my redes, dan wanneer ek die woord lees, dan sê dit nee, dis verkeerd. So ek sny dit uit my lewe en daardeur word ek rein. Wonderlike ding om te ervaar. Dan het ons ook Jesus se voete gesien wat geelkoper is, geelkoper wat soos uit die oond uitkom met gloei, en vanuit die vorige materiaal weet ons dat dit is, Jesus kom sê hy vernietig sy vyande. Nou vir die ongelowige is dit 'n waarskuwing, vir die gelowige is dit wonderlike nuus. Want jy weet, ons sien die korrupsie, ons sien die gesteelery, ons sien al hierdie slegte goed, en dit kan my so kwaad maak, maar die woord leer vir ons, Jesus gaan dit vernietig, hy gaan dit oordeel, en hy gaan dit vernietig, so ek hoef nie self kwaad te raak, waar ek nie in beheer is daarvan nie,
Ek kan dit oorgee vir die Here en weet hy gaan dit eendag oordeel. Ek hoef dit nie op my te laai nie. So, dit is al hierdie dinge wat die Here gewys het, wat ons laasweek na gekyk het, natuurlik alsnog, waar ons nie uitgekom het nie. Nou belangrik, wanneer Jesus na die gemeentes toe gaan, dan gaan hy om hulle te suiwer, maar hulle ook te bemoedig. Wanneer Jesus byvoorbeeld wys, wat hulle verkeerd doen, dan gaan dit daaroor dat hy hulle wil suiwer, maar wanneer hulle dinge reg doen, dan wil hy hulle bemoedig, en hy sê, maar hou aan met hierdie wat julle doen. Dit is amper soos 'n dokter wat na 'n pasiënt kyk. Hy kyk na die pasiënt, hy sien die goeie goed wat hy doen, hy sien, ek sien jy eet gesond, hou daarmee aan, dit gaan vir jou goed wees, in die toekoms. En dan sê hy, maar hier's 'n paar verkeerde goeders wat jy ook doen, en dan sê hy, maar luister, jy moet ontslaa raak daarvan, want hierdie en hierdie en hierdie gaan gebeur in die toekoms, so raak ontslaa daarvan. Hy het jou belang in gedagte, maar hy weet wat is goed, ook vir jou. So, openbaring is soos dit, die Here kom na ons toe en hy wil suiwer, en hy die beste van ons beste belange in gedagte. Daarom, geliefdes, is openbaring, hy's eers pastoraal, eerder as wat hy profeties is, in die sin van dat openbaring is nie vir ons geskryf om vir ons die toekoms, hy praat oor die toekoms, maar is nie vir ons om toekomsvoorspellings te maak en so aan nie, dan gaan jy die punt mis. Hy's pastoraal. Dit wys vir ons wat in die toekoms gaan gebeur, om vir ons te wys hoe om daarop te reageer, dat ons nie moet bang wees daarvoor nie, of dat dit as 'n waarskuwing is. So, as mense openbaring so lees om net te bepaal wat is die toekoms en so aan, dan gaan jy mis wat dit in jou lewe wil bereik. So is vir ons baie belangrik om openbaring in daardie lig te sien. Dat is 'n suiweringsproses vir die gelowige en dit is hoe ons dit moet hanteer. Nou nog 'n gerede wat vir ons belangrik is, wanneer Jesus gemeentes besoek. Hy besoek nie individue wanneer hy dit aan Johannes openbaar nie. En die rede is daarvoor is dat openbaring is geskryf vir gemeentes en die individu moet homself by die gemeente aansluit. Want as individu gaan, dan en ons gaan deur hierdie tekens wat ons sien, dan gaan die suiwering nie plaasvind nie. Jy moet jouself binne in 'n gemeente vir die nood, ons weet dit is geskryf om ons te leer om te volhard en ons te bemoedig om te volhard en te wys wat is nodig om te kan volhard tot die einde toe. En ons as 'n gemeente het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar om te kyk, maar is jy besig om te volhard? Doen jy wat Openbaring sê, wat jou sterker maak, om te volhard? Dit is ons verantwoordelikheid. Eerstens as gemeente toesig oor mekaar en die ander een bemoediging. Nou wil ek hierdie twee dinge vat en net praktiese voorbeelde vir ons gee om ons te wys. Ek begin met die toesig en dit is nou iets wat onlangs gebeur het, Ons het so 'n paar weke terug oor die voorspellings wat Dani Botha gemaak het en toe sê hy het 'n dag en 'n datum aan die wederkoms gekoppel. Daai dae het gekom en gegaan en niks het gebeur nie. En hy's alleen, hy het homself nie in 'n gemeente bevind toe hy hierdie gedoen het nie. Hy was op sy eie. En as hy in 'n gemeente was, soos wat die Nuwe Testament dit vir ons beskryf, waar daar ouderlinge is wat toesig hou oor die prediker en mekaar toesig hou en kyk of ons in die waarheid is, of ons nie dalk mislei het nie. As hy in so 'n gemeente was, met iemand wat die gawe het om die woord te ken, dan sê hy gekom het en gesê, luister maar broer, jy gaan ons nou lynreg teen dit wat die skrif sê. Die skrif sê, ons wie ken nie die datum en die tyd nie. So, iemand sou hom aangespreek het en gesê, maar dit kan ons nie so wees. Nou weet ek, daar's ander plekke wat ook hierdie openbarings gehad het, maar is baie, die skrif is al so baie, dis hierdie een man kerke wat deur daai ouens gelei word en so daar's nie toesig met verskillende gawes wat die liggaam van Christus vorm nie. En dan kry mens deesdae hierdie hordes misleidings en goed en dis omdat dit nie vorm deel van 'n gemeente wat toesig hou oor hierdie ouens en kyk of dit wat hulle sê volgens die woord is nie. En dan dit lyk deesdae hoe belagliker die profesie en hoe meer persoonlik dit is die profesie, hoe meer publisiteit kry hy. En dis amper 'n aanmoediging vir misleidende profesieë en goeder. So, is
baie belangrik dat mense deel vorm van 'n gemeente met gawes. En dan, as ons na die volgende praktiese voorbeeld van bemoediging kyk byvoorbeeld, nee, Openbaring sê vir ons, daar gaan moeilike goed gebeur, daar gaan slegte goed gebeur. En wanneer mens deur 'n swaar tyd gaan as 'n individu byvoorbeeld, dan kan dit baie keer gebeur, party ouens sien dit raak, ander ouens nie, maar ons is kwaad vir die Here daaroor, baie keer. Nee, of mense het hierdie worsteling met die Here daaroor. En gewoonlik as 'n mens dit nie oordink en saam met gelowiges daardeur stap nie, dan lei dit tot ook aggressie en frustrasie en woede teenoor jou medemens. En jy weet, gewoonlik as jy aanhou met hierdie frustrasie en woede en goeders teenoor jou medemens, dan lei dit weer tot, jy weet, dat jy nie met die lewe kan cope nie, en dan kort jy dinge en jy gee oor aan sonde en so aan, om met dit te doen, om met hierdie goed te cope, so te sê, en jy weet, want jy staan as 'n individu, as jy oor hierdie dinge praat saam met gelowiges, jy weet, dan baie keer dan hoor jy ander gelowiges sê, maar ek het ook daardeur, en ek worstel baie keer ook daarmee, of jy weet, hulle kan vir jou insig gee, en sê, maar kyk wat goed doen God hier uit, en jou herinner aan die hemel, en herinner dat ons tyd is nie God se tyd nie, en al hierdie vrae wat mens het, kan mens deurpraat en uitpraat, en rustigheid en vrede kry daaroor. So jy sien nie, jy moet jouself, vir bemoediging moet jouself in die gemeente vind, vir toesig moet jouself in die gemeente vind. En net om 'n bietjie uit te brei uit dit, jy weet, ek praat nou die dag met 'n ouetjie, en ek is verstom oor sy insig en wysheid, en jy weet, ek dink hy's ver voor sy tyd, oor dinge van die Bybel wat ek met hom praat, maar soos wat die gesprek aangaan, en ek inligting kry oor hom, te sien ek, maar hierdie ou, jy weet, hy het maar ongewenste omstandighede gehad in sy lewe. En ek besef, dit is hoekom hy dit uit hierdie soeke na God gehad. En hy het dit op die regte manier hanteer. Onthou, as jy dit op 'n verkeerde manier hanteer, hierdie ongewenste omstandighede kan dit lei tot woede en nog meer en meer. Maar as jy na die Here toe gaan met dit, dan kry mens insig en wysheid. En ek besef, dis juis omdat hy deur hierdie ongewenste goed gegaan het en dit reg hanteer het, dat hy dit gekry het. Nee, so dit was 'n wonderlike ding wat met hom gebeur het. So, dit bring ons dan nou by die eerste gemeente, Smyrna, waar gesê word, julle was arm, maar julle was ryk. Nou, Smyrna was 'n gemeente materieel, was hulle baie arm, en geestelik was hulle geseënd. Hulle was ryk, dit was ware geseëndheid. So ek lees vir ons weer vers 9 en 10. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van mense wat daarop aanspraak maak, maar dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Nou geliefdes, jy weet, hierin sien ons, daar's baie goed, nee, maar die eerste ding wat ons byvoorbeeld sien, is hierdie gemeente was baie erg vervolg. Baie swaar gekry, is interessant, jy weet, baie keer in hierdie kinderstories dan, jy weet, ons het altyd gesê, ja, as die ouens rooi oë het, is hulle duiwels, goed, maar, ek dink ek ook, jy weet, as die beeld van Jesus ooit daar was, nee, dan sou, hulle eintlik, soms gesê het, nee, dis duiwels, want Jesus het rooi oë, en dis 'n vlam oë, nee, en hoe kom ek dit sommer nou maar noem, is, jy weet, dit wat mens baie keer assosieer is nie altyd wat mens dink nie. En in hierdie geval was dit so, dat daar word gesê, hulle behoort aan die sinagoge van Satan. Nou wat sinagoge? Sinagoge was 'n Joodse kerk, so te sê, byeenkomsplek. En wat hierdie mense hulle in bevind het, dit was Jode wat die Christene vervolg het. Dit was nie hierdie een of ander demoniese manifestasie van mense wat op die grond val of wat ook al nie. Dit was Jode wat gesê het, hulle ken die Here, en hulle word genoem die sinagoge van Satan, want hulle het die Christene vervolg. Die Satan is teen die werk van die Here, en dis wat hulle gedoen het, hulle was teen die werk van die Here. So ons moet baie keer
Dit is hoe 'n mens moet sien, want baie keer soek ons al 'n demoniese manifestasie, maar baie keer is dit net eenvoudig iemand wat die werk van die Here teenstaan. Nou, hierdie stad het wel baie moeilike goed gehad. Die keiser wou aanbid geword het as 'n god, en jy moes dit bely het van hom, en die Christene het net gesê, daar is nie 'n manier nie. Dan is hulle soms doodgemaak. Dan sê die Here, maar wees tot die dood toe getrou. Dis hoekom hy hulle herinner aan die begin, hy sê, ek was dood, maar kyk ek lewe. Later sal ons sien hoe hierdie mense wat martelare was, amper 'n spesiale kleed in die hemel gekry het. So, die Here bemoedig hierdie ouens en sê dat, jy weet, daar's nie een of ander sonde wat daar so heers nie, juis omdat dit moeilik gaan daar, maar die Here bemoedig hulle om aan te hou en getrou te wees tot die dood toe. Nou, daai 10 dae word daar byvoorbeeld gesê, wil ek so 2 dinge daarvan sê. Die eerste ding wys dit op 'n beperkte tyd. Net 10 dae van marteling is lank, maar dit is beperk. Weerens is 'n herinnering dat die beproewing waardeur hulle gaan, is nie buite God se beheer nie. Maar wat dit sleg wees, en mense het vra daaroor, maar dit sê dit is nog steeds binne die Here se beheer. Dit laat mense dink aan die toets waardeur Daniël hulle gegaan het. Hulle is getoets. Nee, en 'n toets wat ons herinner aan 'n ding waardeur jy gaan om jou te suiwer en jou geloof sterker te maak en eg te maak. En dis wat met hierdie mense gebeur het. Hulle geloof is getoets. Jy weet, jy gaan nie glo as jy weet, dis maklik om te glo, maar as jy moet doodgaan vir jou geloof, dan is dit 'n ander saak. Nee, dan moet jy mooi gaan dink, hoekom glo ek? Is my geloof eg? En jy weet, en dit is waardeur hulle goed gegaan het. En so is hulle geloof gesuiwer. Nou, die duiwel het nie vrye teels aan die beproewings wat ons kan deursit nie, maar selfs dit gebruik die Here tot die suiwering van ons geloof. Juis, nee, ook soos wat daar gewys word in Openbaring, jy weet, die gelowiges gaan getoets word, en hulle gaan mislei word en verlei word. En baie keer juis hierdie beproewings is dit wat maak dat jy nie so maklik verlei word nie, en maak jou sterk daarteen. Dit maak jou sterk onder andere teen die merk van die dier. Merk van die dier gaan kom met verleidings om jou dit te laat doen. En hierdie is juist die dinge om 'n egte geloof te hê om jou dit te laat regkry. Nou geliefdes, dit bring ons by die tweede gemeente wat ons na kyk, en dit is Laodicea. Hulle was ryk, maar hulle was arm. Laodicea was 'n gemeente wat skatryk was, noem hulle self, maar tog sê die Here, julle is arm van gees. Ek lees vir ons vers 15 tot vers 17. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle elendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind, kaal. Jy sien, Laodicea was weer ryk. Nee, die teenoorgestelde van Sardes. En hulle het gedink, nee, ons het niks meer nodig nie. En dit het gemaak dat hulle gedink het, okay, maar ons het niks nodig nie. Het ons nou ooit God nodig? Nee, dit het daai versoeking gebring dat hulle gedink het, maar ons het God ook nie nodig nie. En God raai hulle aan, hy sê, luister, koop vir julle oogsalf, dat julle kan sien, julle het my steeds nodig, dat julle oë kan oopgaan daarvoor. En vir ons is dit ook maar 'n waarskuwing, dat sê maar, baie keer kan ons in omstandighede sit waar ons sê, maar ons het oorvloed en ons genoeg. En as dit 'n waarskuwing om te sê, maar luister, moenie dink jy het God nie nodig nie. Moenie in daai versoeking val nie. En moenie dink jy het nie nodig om vrug te dra nie. Want gemak maak dit dat jy baie keer 'n lou Christen word. Dat jy nie oordink, maar glo ek regtig nie, of en dit is die gevaar waardeur hulle gegaan het. Nou die waarskuwing is dat die Here vir hulle sê, ek sê hulle uitspoeg. Nou aanvanklik as jy daai waarskuwing hoor, dan dink mens, okay, Jesus gaan heeltemal ontslaa raak van hulle. Maar dit is ook nie die geval nie. Dis 'n baie pastorale benadering, want as jy nou die res van die gedeelte van daai gemeente lees, ek lees dit weer vir ons vers 13, vers 19, dan staan, ek bestraf en tug
elkeen wat ek lief het, laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Jy sien, hulle was nie warm nie, hulle was nie koud nie, hulle was lou. So, die tugtiging, tug is nie om te vernietig nie. Tug is daar om iemand wat afgedwaal het of lou geword het, weer terug te bring. En om weer warm te maak vir die Here. So, dis 'n liefdesdaad van God af om dit te doen. So, dis 'n vermaaning vir Christendom. Christene wat sê hulle is Christene, maar tog in sy lewe is hy koud. Of hy's lou. En hy vat dit nie ernstig op nie. So geliefdes, sy kan afsluit. Mag ons by hierdie gemeentes leer. En waar jy jouself bevind, dalk bevind jy jouself in 'n tyd van gebrek. Nee, en of jy weet deur 'n tyd wat ons bekommerd gaan oor alles wat aangaan. Mag jy daarin bemoedig word en te weet maar dalk is die Here besig om in u te werk en juis u geestelik ryk te maak en mag dit vir jou vreugde wees om dit te kan bevind. Waar jy dalk deur 'n tydperk gaan van oorvloed, nee, mag jy bewus wees van die waarskuwing om te sê maar dat jy nie geestelik lou word nie en geestelik verslap nie. Waar jy ook al begin, mag jy herinner word aan die dinge wat Openbaring ons van leer en dat ons afhanklik bly van die Here en vrug dra. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, ons loof en prys U dat ons kan leer van Openbaring. En Vader, daarom bid ons, Heer, vir die wat deur moeilike beproewings gaan, wat dalk gebrek ly. Liewe Heer, dat ons sal sien, Vader, hoe U ons heilig maak en wat U in ons lewens doen. En Vader, dat ons 'n vreugde daarin sal vind, maar ook 'n bemoediging, Vader, dat U nog steeds naby is en dat U eintlik wonderlike werk in ons doen. Vader, gee vir ons verligting daarvan as dit U wil is, maar Vader, ook 'n bereidwilligheid om deur dit te gaan en te leer by U. Vader, dat dit nie in woede of frustrasie sal oorgaan nie, maar dat ons sal verootmoedig voor U. Vader, waar ons dalk oorvloed het, Vader, vra ons dat lei ons nie in die versoeking, dat dit ons lou sal maak nie. Maar Heer, help ons erns maak, dat ons nie net Christene is met ons mond nie, maar dat dit in ons lewens sal voorkom. Die Heer, dat ons nie sal oorgee aan sonde nie, maar nog steeds gelouter sal word. Die Heer, help ons om U liefde vir ons raak te sien deur al hierdie dinge. Here, ons wees met die kerk. Vader, daar is soveel mense wat val vir die verleidings. Vader, wat nie eintlik die woord soek nie, maar eintlik maar net vir verkeerde redes volg, wat kwesbaar is vir die valsleringe, wat kwesbaar is vir misleiding. Ons bid vir hulle. Here, kom help ons om self ook getuies te wees. En help ons teen al die aanslae, help ons om te volhard. En weer ons loof en prys en ons dankie dat U seun ons gestuur het. Jesus, dankie, Here, dat U ons sondes vergewe. Bly ons daarom nie verder in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Werk in ons harte. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af deur saam te sing, Tel my op. Ek wil naby aan U wees, soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my
soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teenoor U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Dra my deur die diepe water, waar ek self nie meer kan staan. In U arms is ek veilig, wanneer U my dra, as ek nie verder kan gaan. Ek mag naby aan U bly, soos 'n kind op die Vader se skoot. Ek mag naby aan U bly. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teenoor U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Openbaring 22 vers 20. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus sal by julle wees. Amen.